Goeiemôre vriende, dit is vandag Klein Saterdag, is Woensdag 5 November 2025, ook soos hulle sê Guy Fawkes-dag. In die ou tyd, ek deesdae skiet hulle ons maar net so 'n paar klappers. Kyk maar mooi na julle honde ook vanaand, maar kyk maar mooi na hulle oortjies se goed. Vriende, dan net miskien een ding, Sondag gaan Laurens is ons kleingroep leier van die kleingroep bediening. Hy gaan vir 'n bietjie hierdie Sondag praat oor kleingroepe. Ons het 'n bietjie navorsing gedoen in ons gemeente oor kleingroepe en hoe mense daaroor voel, en hy gaan sommer so 'n bietjie terugvoer daaroor ook gee Sondag, so julle is baie welkom, en so lekker wees om julle ook daar te sien. Net vriende, van die dankbaarheidsofferkant af, vir julle kom sê baie dankie vriende. Ons het 140.000 as ek dit nou nie mis het nie. Ek dink ek is 140.000 begroot en ons het die getal gekry. Ek is groot in hierdie tyd, so baie groot genade. En elkeen van julle wat 'n bydrae gelewer het, wil ek uit my hart uit kom sê dankie vriende. Dit word vir so ongelooflike goeie doel aangewend. Die eerste 100.000 is ons synodale bydrae wat gaan vriende vir te huise, kinderhuise, Ramot, en so ook gaan skinde klomp op huise vriende, kan ons na kyk. Dan is die hele maatskaplike arm Badisa wat oor die hele land heen mense het, vriende maatskaplike werkers het waar hulle in diens ook van die Here staan daarso, wat 'n amazing bydrae lewer vriende. Op elke dorpie is daar omtrent 'n NG Kerk, vriende wat betrokke is binne in sy gemeenskap. En daarom wil ek sê, dis goeie, is 'n regtig 'n goeie belegging in die koninkryk wat ons doen, as ons bydra daar, ook vir ons kundige ouens daar in die synode om ons te help met goed vriende. Daar's 'n klomp werk wat daar gedoen moet word. Dis nie ligte musiek nie. Dis 'n ondankbare werk baie keer wat daar gedoen word. Baie kere hoor hulle net klagtes, maar is 'n ongelooflike werk. Bid ook vir hulle asseblief, vriende. Julle behoort in 'n goeie kerk. Moenie dat julle ooit enigstens iets anders daar dink. Het ons foute? Natuurlik. Het ons foute gemaak in die verlede? Ja, en ons maak foute omdat ons mens is. Dan gaan ons na die Here toe en dan sê ons vir hom, ons is so jammer. Ons het regtig oortree, is regtig 'n fout gemaak. Nee. So, maar dit is 'n kerk vriende wat ek baie bly is oor, wat as ons na ons NG Kerk kyk en sê jy, hierdie kerk het in die verlede 'n fout gemaak, maar weet jy, hy's ook vergewe. Hy's ook vergewe deur Christus. Sy bloed is ook oor hierdie kerk vriende, en dan is ek trots op daai kerk, want dit is maar 'n gewone kerk. Dit is nie 'n kerk wat 'n klomp heiliges bestaan wat toe haai toe kan baie is gebroke mense wat in ons kerk behoort vriende. Dis mense wat nie altyd al die wysheid het nie, mense wat nie altyd al die insig het oor hoe om sekere situasies te hanteer nie, maar vriende, hulle is altyd bidend op soek na God se wil, en hulle is die een ding wat hulle uitlewe, is die groot gebod om God lief te hê met hulle hele hart, siel en verstand, en om hulle naaste lief te hê soos hulle selfs, hergedefinieer deur Jesus in Johannes 13:34 en 35. Julle moet mekaar lief hê, sê hy vir sy disippels, soos ek julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. Ja, dit is die kerk om wat julle behoort, vriende, 'n wonderlike kerk. En dan die R40.000 boom, behalwe die 100 om by 140.000 uit te kom. Vriende, gebruik ons in ons gemeenskap en in ons omgewing, ons gemeente, om mense wat swaar kry te help, en die baie jare heen, vriende, gevolg van julle goedhartigheid, ruimhartigheid en oop harte, kon ons 'n groot verskil in mense se lewens maak waar daar andersins nie 'n verskil kon wees nie. So weer eens van my kant af, baie dankie. Ek weet, julle doen dit nie vir 'n kerk of vir mense nie, julle doen dit vir die Here, maar ek wil net van my kant af julle kom sê, ek het groot waardering vir julle. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, baie dankie, Here, vir die onverdiende genade. Here, is daar die een ding is wat ek die afgelope tyd maar net weer bewus geword het, was dit u onverdiende genade. Ag Here God, as u nie ontferm het oor ons in Jesus Christus nie, was ons almal verlore. As u ons moes opskroewe oor wat ons verkeerd doen, is ons almal verlore. Dankie vir u genade. Dankie vir u onuitputlike liefde. Onverdiende liefde alleen. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees van hierdie wonderlike God van ons. Van hierdie wonderlike God wat kom openbaar in Jesus Christus sy Seun. En wat hom verder kom openbaar in die Heilige Gees.
die drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Vriende, ja, soos ek vir julle gesê het, ons is nou hierso aan die einde van Efesiërs, die boek Efesiërs, waar Paulus natuurlik lekker prakties nou raak. Ons het 'n bietjie gepraat waar ons moet lewe as mense van die lig, wat hy vir hulle sê, waar ons het 'n bietjie oor die huwelik stil gestaan, man en vrou, ons het 'n bietjie by ouers en kinders stil gestaan, gister 'n bietjie stil gestaan by slawe en eienaars, hergedefinieer in ons moderne konteks, werknemers, werkgewers. En dan, vriende, kom staan ons stil hierso by vers 10. Ek gaan môre met julle spesifiek praat oor die wapenrusting, maar vandag gaan ek net by so 2-3 versies stil staan, want ek dink dis ongelooflik belangrik. Die konteks van Efesiërs is 'n hawerstad, omring deur heidene, vriende. Hulle was deel van daardie gemeenskap, hulle het tot bekering gekom, het aan Jesus, hulle lewe aan Jesus oorgegee. Daarom kom sê Paulus, nee, laat die Gees julle vervul. Kom sê hy vir hulle, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Dubbelpunt, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Kom sê hy vir hierdie gemeenskappe en vir die breër gemeenskap in Klein-Asië, moderne Turkye, nee. Kom sê hy, julle is anders. Dit is waar die hele gedeelte ook gaan. Dan kom hy en sê hy, so vir, onthou nou vir hierdie mense in hulle konteks, nee, in hierdie hawerstad, tussen al hierdie heidene, liewe vriende, word ook maar aangeval deur 'n klomp dwaalleraars en 'n klomp ander goggas uit hulle verlede uit en wil so maklik terug en dan kom sy, weet jy, verder nog dit sê Paulus. Ek het nou 'n bietjie met julle gechat oor die man en die vrou verhouding, ek het 'n bietjie met julle gechat oor die ouers en die kinders, ek het 'n bietjie met julle gechat in hulle konteks oor die slawe en die eienaars en ons konteks, werkgewers, werknemers, maar nou wil ek nog ietsie vir julle sê. Ek wil net nog ietsie vir julle sê hy. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Vriende, dis 'n klein versie, maar 'n enorme groot vers. Paulus kom sê, vir hulle moenie julle krag in julle self soek nie. Julle gaan dit nie maak nie. Julle wat hier so tussen heidene woon, julle wat tot bekering gekom het nou onlangs, julle gaan dit nie maak nie. Julle gaan nie uit eie krag uit in weerstand bied nie. Julle gaan val. Die versoekings gaan julle oorweldig. Nee, kom sê Paulus, as ek nog vir julle iets kan sê, ek wil 'n paar goed vir julle sê Paulus, kom ek sê vir julle, soek julle krag in die Here en sy groot mag. En liewe vriende, die oomblik wanneer ons God se krag soek, dan is ons in ons waardes wat in ons gemeente is. Hoe soek jy God se krag? Hoe soek jy vriende die Here se mag? Jy soek dit deurdat jy 'n lewende verhouding met hom het. Jy soek, ek gaan nou oor die lewende verhouding praat. Jy soek dat jy in Jesus se voetspore volg. Jy wil graag dat die Heilige Gees deur jou werk. Nou, hoe kry jy hierdie lewende verhouding? Deur geloofsvormende gewoontes, dit is deel van ons waardesisteem, né? Wat is geloofsvormende gewoontes? Om te wandel in die woord, vriende, om te kyk wat sê die Here in die woord vir jou en vir my. Om met hom te praat, gedurig met hom te praat, ons noem dit gebed. Om te reflekteer oor 'n gedeelte, om te mediteer oor 'n gedeelte, om 'n gedeelte te vat, 'n perikoop, liewe vriende, selfs 2 of 3 verse in jou sak te sit, op te skryf in jou dagboek of jou selfoon, op jou notepad te skrywe, en die hele tyd vir 'n week of 2 weke oor daardie vers te mediteer en sê, Here, wat wil U vir my sê? En dat wanneer jy begin hoor wat uit hierdie teks kom, sê, Here, help my om hierdie goed wat U hier sê te loop uitlewende. Dis geloofsvormende gewoontes. Geloofsvormende gewoontes om van die tekste uit die Bybel te memoriseer, sodat jy met mense kan praat, nie om te breek nie, net omdat jy lief is vir die Here. Nee. Liewe vriende, om te journal, om 'n gedeelte te vat en te journal, terwyl jy dit lees, om 'n joernaal te skryf en sê, Here, ek hoor dit wat U sê. Here, vandag was my lewe soos ek nou na die teks kyk, sal hierdie teks my hiermee kan help. Here, sal hy my daarmee kan help, nee. Journal. Vriende, dit is hoe ek en jy 'n lewende verhouding het. En dit is, as ons na Paulus luister, wanneer hy sê, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Soek, gaan uit soek. Waar soek jy dit? Jy soek dit, liewe vriende, deurdat jy in hierdie lewende verhouding met God het. Ja. Ek het gedink ek gaan meer sê, maar kom ons hou net, miskien gaan ek net so 'n bietjie, môre net nog een versie gaan. Die tyd gaan so vandag verby. Mag julle 'n wonderlike dag hê, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar in Christus en sy teenwoordigheid ervaar in die Heilige Gees. Amen.